Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast en dankie dat jy saam luister. Ja, hier by ons is ons nou aan die begin van die lang somervakansie. Dan eindig alles so ongeveer soos wanneer dit aan die begin van Desember in Suid-Afrika eindig en die wêreld staan stil vir 2 maande. In elk geval die klein Europese wêreldjie. En daarna begin almal weer met mag en mening. En ek wil sommer nou sê dat ek van plan is om in die nuwe jaar, wat dan nou iewers in September gaan begin, 'n paar veranderinge aan te bring aan my podcast. Maar ek sal julle op tyd laat weet presies wat die veranderinge gaan wees. Toe ek baie jare gelede, dit voel soos 'n vage droom, begin werk het by die SAIK, het ek op die nuuslesenaar begin. En daar was iemand wat vir my touwys gemaak het met ongelooflike geduld en liefde. En dit was Norma Odendaal. Ek weet nie wie kan vir Norma onthou nie. Sy het later ook by die radio gewerk. En ek en Norma het kontak verloor en toe Facebook uiteindelik die lig sien, het ons soos baie ander mense seker ook maar weer ons bande gebind en weer kontak gemaak. En vandag gesels ek met Norma oor haar lewe en watter paaie sy geloop het en waarmee sy haarself deesdae besig hou. Lekker luister. Die laaste keer wat ons mekaar nou gesien het was toe tertyd. Toe was dit nog die Ja. SAIK. Ek dink dit kort daarna die SABC geword. Aha. Hoe het jou lewe daarna geloop? Wel daarna, okay, ek probeer nou 94, nee, toe dink ek het dinge verander, toe raak dit die SABC. Toe het ek voltyds by radio gewerk, want baie van ons is toe nou, ons het ons poste verloor by, of ons ek het nie eintlik 'n pos daar gehad nie, ek het baie freelance werk gedoen. En dit het ons toe nou verloor by televisie, en ek het voltyds gewerk vir radio, RSG, Radio Sonder Grense, voorin die ou Afrikaanse diens. Ek was 'n omroeper daar gewees en ek het 'n nuusprogram gehad, elke middag spitstyd was my nuusprogram gewees en 'n paar ander programmetjies. En dit het ek gedoen tot 97 toe nou, toe ons besluit het om Nieu-Seeland toe te kom. So. En hoekom het julle dit besluit? 2 jong kinders gehad. Dinge het net nie vir my veilig gevoel nie. Jy weet, as jy daaraan moet dink dat elke keer as jou kind, ek wou nie my kind, hy was toe nou, hoe oud was Julian toe? 6, 7 gewees. Jy weet, hy wil 'n ice cream hê. Ek kan hom nie alleen winkel toe stuur nie. Winkel is net 'n blok van my af. Jy weet, daai tipe van ding. Net gedink dit is nie normaal nie in ons lewe agter grendels en diefwering, en ek het 'n revolver konstant wat ek by my hou. Ek slaap met dit langs my bed of onder my kopkussing. Jy weet, dit het net gevoel asof dit is nie eintlik hoe 'n mens behoort te voel in 'n normale samelewing nie. En ek was gereed vir 'n nuwe avontuur in elk geval. Ek wou land uit. Frans was miskien nie heeltemal so gretig soos ek nie. En miskien was ons op daai stadium so 'n bietjie daaraan gedink, en toe woon ons 'n konferensie of 'n seminar by met 'n Suid-Afrikaanse immigrasieagent wat spesifiek werk gedoen het met Nieu-Seeland, of wat mense spesifiek gehelp het om Nieu-Seeland toe te kom. En wel, dit het ons min of meer oortuig. dit het net reg geklink, en ja, toe het ons die proses aan die gang gesit. En toe as jy nou pensepootjies daar, het jy dadelik werk gekry? Ja, ek het nogal vreeslik vinnig werk gekry by 'n radiostasie. Maar kyk, ek meen die een ding wat 'n mens nou moet besef is dat jy weet, jy stap in 'n nuwe land in. Alles is anders. Die hele journalistieke setup is anders.
En jy weet, ek moes nou min of meer van voor af begin met 'n minimum salaris en jy weet, ek moes verantwoording doen vir of liewerster my baas was jonger as ek en soveel minder ervaring en alles, maar dis net maar wat jy doen. En Frans het bietjie meer gesukkel as ek. Hy het begin met versekering, wat nie baie lekker gewerk het nie. Advertensies verkoop wat ook nie baie lekker gewerk het nie, maar jy weet, so het ons net maar aangegaan. En net genoeg gemaak om onsself aan die lewe te hou en die kinders aan die lewe te hou en 'n half ordentlike huis te huur. Ons kon nie bekostig om te koop op daardie stadium nie. En ons wou nie die geld wat ons saamgebring het, want die rand was soveel minder werd as die dollar, as die Nieu-Seelandse dollar. Ons wou dit nie gebruik om deposito's op goederes neer te sit nie, want jy weet nie of jy dit gaan maak nie. So ons het nou maar net gehuur. En ja, tot en met sy dood toe nou. Ja, in elk geval. Dis nou maar dit. Ja. Kyk, ek weet van ons 20 jaar gelede toe ons Nederland toe gekom het, toe was die influx van Suid-Afrikaners aansienlik kleiner as wat dit nou is. As ek en daar was ook nog nie social media nie, dat ek dit nou dadelik by sê. So, Ja. 'n ou het maar bietjie in die duister getas. As ek sien al die hulpgroepe en steungroepe en groepe wat daar nou beskikbaar is vir iemand wat oorkom. Het julle dieselfde ervaring daar gehad of was daar toe al Ja, 'n nee, groot ons het Suid-Afrikaanse nogal, ja. gemeenskap? Ons het nogal van die eerste paar maande was ons in Auckland, daar's 'n verskriklike groot Suid-Afrikaanse gemeenskap in Auckland en dit het ons maar net niks tyd gevat nie. Ek weet nie eers hoe daai mense weet jy kom daaraan nie, maar voor jy weet dat hulle jou jy weet deel van hulle groep gemaak en alles. So ja, nee, ons het 'n groot ondersteuningsgroep in Auckland gehad. En toe kry ek die werk in Christchurch. Dis toe nou eerste werk wat ons kry. En toe is ons nou af Christchurch toe. En daar was dinge 'n bietjie anders want meeste van die Suid-Afrikaners was net in Auckland gewees. So ons het minder Suid-Afrikaners gehad in Christchurch. Met die jare saam was daar toe nou meer gewees. En ja, hele klompie vriende gemaak, Suid-Afrikaanse vriende ook in Christchurch en 'n paar vriende gemaak met ander immigrasiegroepe. My man het bevriend geraak met 'n Roemeense 'n televisieproduser wat 'n paar jaar lank in Nieu-Seeland gebly het. Hy is toe nou terug Roemenië toe om sy beroep daarso te gaan voltooi want hy kon toe nog nooit 'n werk in sy rigting kry in Nieu-Seeland nie. Ja, so ons het toe nou soos die tyd aanloop het daar meer en meer Suid-Afrikaners opgedaag, ons meer en meer ondersteuning van Suid-Afrikaners gehad. Maar teen daai tyd maak ons ook vriende. Jy weet, ons het Nieu-Seelandse vriende gemaak. Ons het mense wat saam met ons gewerk het. Jy weet, so ons het 'n goeie vriendskapsirkel opgebou. So ek het 'n paar goeie Nieu-Seelandse vriende gehad. En my beste vriende was nou maar eintlik Suid-Afrikaans gewees. Seker maar omdat ons dieselfde ervarings deurgegaan het. Mens weet nie altyd hoekom nie. Ek het nie besluit of my man het nie besluit dat ons met Suid-Afrikaanse vriende hê nie. Om die waarheid te sê, jy weet, ons sou vreeslik graag eerder net meer Nieu-Seelandse vriende wou gehad het sodat ons, jy weet, meer die Nieu-Seelandse lewenswyse kon verstaan, ek is so stel. Maar soos dinge nou maar gebeur, maak jy vreeslik baie vriende met Suid-Afrikaners en meeste van ons vriendskapsirkel was Suid-Afrikaners gewees. Ek praat toe nou van destyds toe my man nog gelewe het. Ja, nee, presies. Ja, want hy is toe nou dood en ek is daarna met 'n Nieu-Seelander getroud. So toe dinge nou heeltemal verander vir my. Het jy ooit daaraan gedink na sy dood om terug te gaan Suid-Afrika toe? Nee, nie regtig nie. Nie regtig nie. Dit was te lank gevat en moeilik geweest om aan te pas. En op daai stadium om net op te gee het, sy nie gewerk het nie. Plus ons het 'n besluit geneem vir 'n rede. En daai rede was nog steeds daar gewees. Hoekom ons besluit het om Nieu-Seeland toe te kom. As ek terug moes gaan Suid-Afrika toe, sou ek waarskynlik nie weer 'n werk kon kry wat op dieselfde vlak is wat ek gehad het toe ek weg is daar nie. En die onveilige situasie in Suid-Afrika was maar nog net so sterk soos altyd gewees. En jy weet my ouers het vir my gesê, jy weet, anders as mense verwag jou ouers wil jou terug hê en ja, hulle sou my graag wou terug gehad het, maar hulle het vir my baie kere gesê, moenie terugkom nie. Jou lewe daar is beter as hierso. Hierso is dinge te moeilik partykeer. Nou baie mense wat besluit het om in Suid-Afrika te bly, sal my stry en sê ag, jy weet, was nie so erg nie. Jy oordryf.
Ek weet nie, jy weet, ek kyk na wat my familie, my ouers, jy weet, die situasie wat hulle gehad het, wat hulle maar aan mekaar onveilig gevoel het. En die een ding wat ek van Nieu-Seeland kan sê, ek het nog nooit tralies voor my vensters gehad nie. Waar ek nou bly, sluit ek nie eers my deure in die aande nie. Jy weet, hoekom wil ek teruggaan na daai situasie waar ek elke aand moet deure oopmaak? As ek toe my ouers nog geleef het, as ons by hulle gaan kuier, nie, dan elke aand word die deur tussen die sitkamer Ja, en is die hele kamers word ritueel. gesluit, die traliedeur word gesluit, gaan uitmaak seker dat die elektriese heining werk, dat daar nie plekke is waar daar 'n breuk, jy weet, wat ook al 'n knip is of wat ook al nie. Maak seker al die honde is lewendig, jy weet, bring die een hond in die huis in wat jy binne in die huis moet blaf en die ander is buite. En elke bloody geluid wat daar is, dan spring my pa op en jy weet, en ek spring op en ons almal spring op en nee, ek wil nooit weer so lewe nie. En elke keer wat ons in Suid-Afrika was, en moenie 'n fout maak nie, dis vreeslik hartseer en ek verlang verskriklik en elke keer wat ek daar is trek my hart met 'n punt soontoe, maar die waarheid van die storie is, ek sou nooit weer wou teruggegaan het nie. Ek kan nie so lewe nie. Ek het te vinnig en te lekker gewoond geraak aan die kalmte van Ja, Nieu-Seeland. Dit was moeilik om partykeer in die samelewing aan te pas. Dit was moeilik om vriende te maak. Dit was moeilik om 'n werksituasie jy weet, die werksituasie aan te pas. Daar was baie aanpassings wat nie maklik was nie, maar die aanpassing wat die maklikste was en dit die rede was waarom ons hiernatoe gekom het, was die gevoel van veiligheid. ja, Ek ja. ek verruil dit nie vir wat in Suid-Afrika aangaan nie, definitief nie. Dit maak nie saak vir my niks in Suid-Afrika oor wat belangriker is as die veiligheid wat ek hier voel nie. Dis maar net die enigste rede hoekom ek hier is en hoekom ek hier sal bly. So. Hoe het jy nou jou Nieu-Seelander ontmoet? Ja, dis nou ja, is interessant, in elk geval. So my man is in 2005, begin van die jaar in 2005 is Frans oorlede. En toe ek nou net, jy weet, aangegaan, ek het toe nou 2 jong kinders en dit is nou moeilik en jy weet, ek moet probeer om voltyd, ek werk voltyds, ek moet na die kinders kyk en so aan. Ek het werk gehad by 'n organisasie wat genoem word Environment Canterbury, dis in Christchurch, dis soos 'n stadsraad, maar dis eintlik die omgewingsraad, as jy dit nou so kan beskryf. En ek het 'n vriendin daar gehad. En die vriendin van my, haar swaar, was 'n brouwer in Dunedin saam met Richard. En Richard en sy vrou is uitmekaar uit. En toe het Josie, dit was my vriendin se naam en Chris was sy vriend se naam, het toe nou gekonkel om ons aan mekaar voor te stel. En ja, dis toe nou dit gebeur het. Wat nou gebeur? Wat eerste wat ek nou moet verklaar wat nou, jy weet, soort van ons lewe nou heel interessant maak. Hy's doof. Hy kan nie hoor, hy's doof gebore. Sy ma het rubella, Duitse masels gehad toe sy hom verwag het. So hy is totaal doof, of liewerster hulle noem hom wat is hy, hoe beskryf hulle dit? Profoundly deaf. Hy kan 'n bietjie hoor, nie woorde nie, meer net klanke en geluide met sy oorfone. Maar sy ouers het altyd gesê hulle gaan nie hom jy weet, in 'n dowe skool insit en al daai goeders nie. Hy moet mainstream gaan. Daar's nie plek vir dowe mense in 'n samelewing nie. En ek stem saam. Almal van hulle bly in hierdie klein pockets waar hulle na mekaar kyk en alles, jy weet. Ja. Sy ouers het van die begin af gesê hy moet mainstream gaan. As hy enigiets in die lewe wil bereik, moet hy mainstream gaan. So, dan moet nou maar net gesuffer word. En dis wat gedoen is. So hy lees lip. Hy lip reading, hand gestures, jy weet, body language, en dan die bietjie wat hy hoor, wat nie woorde is nie, maar wat meer klanke is. Met ander woorde, dit kan vir hom wys, soos as ek nou met jou praat, lees hy my lippe, hy lees my hande, en hy kan hoor of dit nou angry is, of jy weet, daai tipe van ding.
So gehoor by hom en ek weet nie eintlik hoe om dit te beskryf nie want ek is nie in daai posisie nie. En hy kan dit ook nie regtig vir my beskryf nie. Ja, ja. Hy luister na musiek, maar ek dink wat hy hoor is gewoonlik want die musiek waarna hy luister is, jy weet, rock and roll en sulke goeders. Ek dink hy voel net of hoor net die beat. Dis wat ek dink. Hy hoor. Ons is nou al hoeveel 20 jaar saam en ja, ek weet nog nie regtig nie wat hy hoor nie. En omdat hy nie weet wat ek hoor nie, weet hy nie hoe om aan my te beskryf wat hy hoor teenoor wat ek hoor nie. So, dis nou maar dit gaan. Maar in elk geval, terug te kom by hoe ons ontmoet het. So die vriendin van my en Chris, Josie en Chris, het toe nou gekonkel en Josie kom een oggend na my toe, maandagoggend by werk en sê, hoorie, ek hoop nou nie omgee nie, but, you know, sort of, I have given your telephone number, your cell phone number to a friend, blah, 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 jy weet. En ek sê toe vir Josie, no, that's not cool. Maar jy weet, op daai stadium was ek toe nou al, dit was toe nou 2 jaar nadat Frans dood is. En ek het toe nou net op die stadium begin kom waar ek begin rustig voel het. En lekker gevoel het dat ek op my eie is. En gedink het, dat jy weet, dis nie meer so baie jare nie, dan's my kinders uit die huis uit, en dan's ek op my eie, kan ek doen wat ek wil. Okay, fout nommer 1. Kinders gaan nooit uit die huis uit nie, jy gaan nooit doen wat jy wil nie, jy is altyd verantwoordelik. So, dis die eerste fout wat ek gemaak het. Maar in elk geval, ek was nie gereed, ek het nie vir iemand gesoek nie, ek het nie daaraan gedink, ek sou dalk later wou iemand weer in my lewe gehad het, maar op daai stadium het ek net die punt bereik waar ek oor Frans se dood was, en heeltemal gelukkig op my eie was. So sê ek vir ek is nie baie gelukkig daarmee nie. Jy weet, so anyway, sy vra toe groot om verskoning en alles en sê maar okay, jy weet, hy sal my nou kontak as ons Christchurch toe kom, as hy Christchurch toe kom, want hy's nou onder in Dunedin. So albei Christchurch op die Suid-eiland en dan Eden is op die in die suide van die Suid-eiland en Christchurch is meer in die middel van die Suid-eiland. In elk geval, hy het werk gehad in Christchurch en ek het 'n boodskap gekry een aand, 'n teks gekry een aand, dit is omtrent so 7 uur gewees, wat sê hy, jy weet, hy's by hierdie kroeg, is ek lus om 'n drankie saam met hom te kom drink, en ek sê toe, en dit was winter, dis al wat ek onthou, ek sê toe nee, my kinders is nou al amper op pad bed toe, ek is al in my pyjamas, jy weet, ek sien nie nou daarvoor kans nie, so. Hy sê toe, well, hy gaan nou môre terug dan Eden toe, how about a cup of coffee? Dis nou die volgende dag, en ek sê toe, okay, jy weet, dis nou maar alright, want waar ek werk, het ons 10 ure koffiebreek, en dis so 15 minute, en daar's 'n coffee shop net onder die plek waar ek werk, en ons reël tot daar so ontmoet, ek dink toe, okay, 15 minute is fine, jy weet, hallo, en ek is nie ongemanierd nie, en so en so. Ja, is mooi contained. Ja, maar ons het mekaar se geselskap geniet, en die 15 minute het heel wat langer geloop, en hy het toe nou, daarna het ons begin teks, en elke keer as hy Christchurch toe kom, wat redelik gereeld was, want hy baie kliënte in Christchurch gehad, het ons mekaar gesien, en gaan uit eet, en daarna, jy weet, gaan ons Ekaroa, wat so kusdorpie is, nie ver van Christchurch nie. Christchurch is ook op die kus, maar Ekaroa is so beautiful kusdorpie van daar, ons daar 'n paar naweke deurgebring, as ek goed op. En wonder wat die kalm is nie. In elk geval, so dit nou maar aangegaan, tot ons nou, jy weet, dink ek nou maar 'n verhouding begin optel. 'n item geword. So, ja, 'n item geword het. Ek wil jou vra, dus ek wil net bietjie teruggaan na die doofdeel toe. Ek het 'n man wat gehoorstukke dra en wat doof is in sy een oor, maar nie heeltemal doof is nie, net sê ek maar gedeeltelik doof is. Die eerste wat ek wil weet is, praat Richard, hoe gesels julle met mekaar? Ja, nee, hy praat heeltemal goed vir iemand wat hom pas ontmoet. Hy praat, baie mense wat nie weet hy's doof nie, as hulle hom vir die eerste keer hoor, nê, dan dink hulle hy is 'n Duitser of iets van die aard. Ja, en baie mense verstaan hom ook nie maklik nie. Dis as jy eerste keer met hom praat nie, want jy weet sy uitsprake en goeters is bietjie anders as ons sinne. Sodra mense nou gewoond is aan
aan hom, aan sy manier van praat. Verstaan 'n mens hom baie makliker. En jy weet, ek het hom party mense verstaan hom makliker van die begin af en ek het hom heel maklik verstaan reg van die begin af. Ander mense sukkel meer as wat ek sukkel, maar oor die algemeen is dit eintlik baie maklik om hom te verstaan. En meeste mense verstaan hom redelik goed, so ja. Sy ma, en dit is 'n vreeslike interessante storie. Sy ma het van kleins af baie tyd. So albei sy ma en sy pa was albei akademici gewees, biochemist. Sy pa was die fakulteitshoof van die biochemistry department die Universiteit van Dunedin. En Ingrid was 'n navorsing daar wat sy toe opgegee het toe Richard gebore is. Anyway, toe hulle nou die besluit maak dat hy nie kan, dat hy moet mainstream gaan. Jy weet, hulle het nie kans gesien daarvoor dat hy, jy weet, in 'n dowe plek opgeneem word en maar net deel word van 'n klein niche samelewing waar al die mense wat daar is maar net, jy weet, daar is omdat hulle doof is nie. Sy het hom geleer praat met goeie soos byvoorbeeld 'n kers. Soos om klanke, want daar's byvoorbeeld die klank, sê maar die woord mam en die woord bam, jy weet, mam en bam. Dit lees lip, as jy na my lippe kyk, bam, mam, dit lees presies dieselfde. Maar die een het 'n plofklankie en die ander een nie. So al daai woorde om 'n B van 'n M te onderskei en so aan, het sy geleer met veertjies en kers, jy weet 'n kers wat sy voor hom neersit in die woorde sê. En hy's 'n baie avid reader, jy weet, so hy lees verskriklik baie. So hy het 'n groot woordeskat en al daai tipe van goeders en as hy nou woorde, en hy kom nou nog op hierdie ouderdom kan hy nog steeds 'n woorde af vir my sê, jy weet wat dit beteken, but how do you pronounce it? Jy weet wat ek vir hom moet sê, hoe dit gepronounced word, hoe dit uitgespreek moet word. So dis net maar hoe hy geleer het, want hy het nog nooit as jy nie weet wat jy mis nie, dan dink ek nie mis jy dit nie. Dis baie waar woorde daai. Ja. Want ons het toe nou gepraat toe cochlear implants nou begin 'n groot ding raak. Toe praat ons nou 'n bietjie daaroor en ons het met ander mense ook daaroor gesels. Ons het daarteen besluit, want soos hy vir my sê, ek weet nie hoe dit klink as jy kan hoor nie. En ek wil nie van voor af begin leer om te praat en begin leer om woorde te verstaan nie. So daarteen het ons besluit en ja, hy draai sy gehoorstukke wat ek sê so bietjie help, maar meestal is dit nou maar sonder die gehoorstukke kan hy geen klank hoor nie. Geen klank nie. Met die gehoorstukke soos ek sê kan hy, wat ek dink is waarskynlik net 'n bietjie, jy weet, meer die toon, the tone of the voice is min of meer wat ek dink hy hoor met die gehoorstukke. So toe julle nou item word, toe word jy ook bekend gestel aan die brouery besigheid, vermoed ek. Vertel nie dat ek nie geweet het, nie dat ek nie geweet het hoe dit proe nie, laat ek dit so stel. Ja. So toe ons nou in Nieu-Seeland aankom, ek en Frans toe nou, het ons verskriklik die biere geniet hierso. En mee te begin, die Nieu-Seelandse, daar was baie goeie Nieu-Seelandse biere. En ook die ingevoerde biere, verskriklik baie van Engeland af en ander plekke. So ons het vreeslik baie die biere geniet. In elk geval, toe ek nou aan Richard voorgestel is, toe begin ek nou oplees, toe kom ek agter dat hy is een van die eerste boutique brouwerye wat hy begin het, hy het dit begin in die company oopgemaak in 1997. En dit was toe nou 2007 toe kom ontmoet dit. So die company het sterk aangegaan, maar dit was nie die tipe van money spinner gewees nie, want hy het klomp mense gehad wat shareholders, en al die geld wat in die besigheid ingekom het, is gebruik om die besigheid te laat groei, tot op 'n stadium waar hy besluit het, maar die besigheid moet net groei of dit moet nou stil staan, want die shareholders moet geld kry op een of ander stadium. En toe dat die besigheid verkoop, en ek sê verkoop in aanhalingstekens aan 'n groot brouwery
in 2012, maar die brouwery, sy brouwery funksioneer nog steeds apart. Hy's nog steeds Okay. daarbey betrokke en alles. So, ja, en toe het ek nou met Richard saam, jy weet, dat ek nou hy het 'n klomp lekker biere gemaak en hy het my aan ander biere voorgestel. En ja, toe het ek nou die van die lekkerste biere in die wêreld begin drink. En drink dit nog steeds. En word vetter en vetter en vetter, maar nou ja, wat kan jy daaraan doen? Jy weet, jy moet nou maar kies wat jy wil doen. Ja, Drink nee, so natuurlik wyn en ander goeders ook, maar ja. ja, ja, maar 'n lekker bier is dan 'n lekker ding. Werk jy nog steeds? Nee. Ek het opgehou werk toe ons op 'n stadium het ons toe nou besluit ons wil platteland toe trek. En nou bly ons in 'n dorpie wat genoem word Middlemarch, is so 80 km van Dunedin af. En Richard gaan nog steeds hy werk baie van die huis af en omdat hy baie promosies deesdae doen, is hy nie altyd hy hoef nie elke dag in te gaan werk toe nie. Hy is op die oomblik weg as hy in 'n ander dorp om promosies te doen en sulke goeders. Maar dis toe nou toe ons besluit het op jy weet dis dalk beter vir my om of vir een van ons, wel vir my in elk geval, dit maak meer sin vir my om op te hou werk want jy weet dit is elke dag se inry dorp toe en ons sou verskillende ure gewerk het partykeer en al daai tipe van goeders en ja, ons het besluit ek hou op werk. Dit was toe nou dis nou al omtrent ek het sien wanneer dit was. Ek het 'n ruk lank gewerk terwyl ons hier was. Ja, so ek is nou seker omtrent amper al 10 jaar wat ek geretire is. As ek sê retired is, beteken dit nou nie ek doen absoluut niks nie. Jy weet, as jy in 'n klein dorpie is, voor jou ook en oop vee is jy besig met volunteerwerk hier en daar en jy weet ek is besig ek het daaruit onttrek ek het moeg geraak daarvoor met die plaaslike koerantjie en al daai tipe van goeie en op 'n stadium het ek gevoel ek werk harder as ek ooit in my lewe gewerk het en ek moet ophou daarmee. So ek het toe 'n klomp organisasies gesê okay fine, ek wil nie verder vir julle werk nie, daai tipe van dinge. Ek doen nog steeds so 'n bietjie volunteerwerk hier en daar watter goed er ook al nodig is in die dorp om te doen. Maar nee, ek werk nie meer vir 'n salaris nie as dit is wat jy wil weet. Ek kry nie geld vir wat ek doen nie. Ja. Brou jy self dinge of nie? Ek het begin gin maak. Ek het begin distilleer.